pas jy in? Waar pas ons in? In die kerk van die Here Jesus, of soos ons die kerk van die Here Jesus ken, is daar hoofsaaklik 4 gelowe, of 4 standpunte, of 4 predikingsstandpunte waaruit mense hulle geloof baseer. En ek wil vanmôre net so 'n bietjie daaraan raak. Die eerste een is die mense wat hulle geloof baseer op doop. Alles draai om die doop. As jy, hulle glo die dag as jy tot bekering kom, jy jou hart vir die Here gegee, dan draai alles net om doop en jy moet sorg dat jy gedoop word en jy moet sorg dat jy by die doopbad uitkom en hulle glo dat die dag as jy deur die doopwater gegaan het, daai dag staan jy in 'n nuwe verhouding met God. En weet jy, met God is dit oukei. Met God is dit oukei. En baie mense glo jy moet 3 keer gedoop word. Die anders glo jy moet 1 keer gedoop word. Die anders glo jy moet net besprinkel word. En dan is jy klaar, omdat jy deel van die verbond is jy klaar, het jy nie nodig om gedoop te word nie, jy moet net besprinkel word. Ander glo jy moet net gedoop word in die naam van die Here. Anders glo jy moet gedoop word in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Maar weet jy, met God is dit alright. En as dit die ding is waarop jy jou geloof gebaseer het, en daar vir jou geen ander iets groters is nie, dan is dit oukei. Maar dit is nie God se doel nie. Dit is beslis nie God se doel nie. En baie mense sal vir jou ook sê, as jy nie gedoop is nie, gaan jy hel toe. Baie duidelik, baie reguit en sê, as jy nie gedoop is nie, gaan jy hel toe. En Paulus sê, God het my nie gestuur om te doop nie. Die grootste apostel van almal sê, God het my nie gestuur om te doop nie. Maar weet jy, die boodskap wat ek vir jou wil gee, hulle wat doop verkondig, dit is reg. As dit sy hoofsaaklike einddoel is, en hy al die mense by die doopwater wil uitkry, is dit ook reg. Alright? Hy het dan ten minste 'n goeie fondasie gelê. En dan is daar die sienwyse van 'n wet-evangelie, die wet-evangelie. As jy sekere wette nie nagekom het nie, dan gaan jy dit nie maak nie. En hulle hemel word net vir jou oopgemaak die oomblik as jy die wet onderhou. En jy moet die wet onderhou en jy moet al die voorskrifte van die wet stiptelik nakom. En as jy dit nie nakom nie, dan gaan jy dit nie maak nie. Maar weet jy, by God is dit ook alright. By God is dit ook alright. As sy hele geloof gebaseer is op dit, dan sê die skrif of die skrywer van die wet, dat deur sy geloof sal hy salig word. So as sy hoofdoel is om elke dag seker te maak dat hy al die fasette van die wet nakom en sy lewe daarop gebaseer is, dat hy elke dag vir die Here moet sê, Here, dankie dat jy my sonde vergewe en dankie dat jy hierdie sondaar genadig is. God is oukei daarmee. God het nie 'n probleem daarmee. Maar is dit wat hy in gedagte gehad het? Dis altyd die vraag, is dit wat hy in gedagte is? Dan kry jy natuurlik ook die evangelie wat sê almal, die inklusiewe evangelie. Jy kan maak en lewe net soos jy wil, jy gaan dit maak. Jy weet? En as dit vir jou reg is dit vir jou reg. Ek weet? Maar is dit God se doel? En dis is dit die woord wat God dra? En dis reg, inklusief is reg. Die Here het die prys vir almal betaal, maar is dit die doel of die rede waarvoor Christus gekom het? En jy moet besluit waar pas jy in. Jy moet besluit waar pas jy in. En as alles vir jou oukei is, dan is dit vir jou oukei, weet? Maar die doel van die evangelie, dink ek, het 'n ander doel, 'n ander rede.
ander rede hoekom ons op die aarde geplaas is, alright? So kom ons gaan net 'n bietjie gebaseer op dit. Kom ons gaan kyk gou na 'n paar skrifte en ek wil jy gou vat daarna 1 Korintiërs 1 vers 17 toe. 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 17. Hier sê Paulus baie duidelik. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met die wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. En nou moet 'n mens vir jou, kom ek lees dit gou in Engels, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. En nou moet 'n mens vir jou vra, dan af die vraag dan afvra, watter evangelie? En hier kom 'n baie duidelike skeiding, 'n baie duidelike skeiding. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. En dit is waar die crux van die hele ding lê. Dit gaan alles oor wat op die kruis plaasgevind het. So kom ons gaan gou 'n bietjie daarna. Ek wil jy vat en sê, watter evangelie het Paulus dan verkondig? Okay, so kom ons gaan gou 'n bietjie daarna die boek van Romeine hoofstuk 1 toe. En ek gaan vir die daar vanaf vers 1 tot en met vers 3 lees. Romeine hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot en met vers 3. So Paulus maak 'n duidelike onderskeid. Paulus is gestuur vir die evangelie. Alright? Hy is gestuur, Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nou moet 'n mens vir jou vra, watter evangelie? Alright? So kom ons probeer vasstel wat Paulus verkondig het en waar pas ek en jy in. So hy sê, Paulus 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God. Sien jy dit daar? Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Met ander woorde, een kant gesit vir 'n spesiale boodskap. Okay, vers 2. Which he have promised afore by his prophets in the holy scriptures. Wat hy tevore beloof het deur sy heilige profete en deur die heilige skrif deur sy profete. Right? Aangaande Jesus sy seun. Concerning his son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. Nou moet ons probeer uitkom, as hy dan spesiaal geroep is en spesiaal afgesonder is vir daai evangelie, dan moet ons uitkom by die plek om te bepaal, wat is dan daardie evangelie? Wat is dan daardie evangelie, alright? So, soos ek gesê het, daar is baie sienswyse, ek gaan die 4de een nou noem, daar is baie sienswyse, ek het nou maar net die 4 hoofgoed uitgehaal, en almal is voor God okay, maar dit het nie God se doel nie, alright? Ek wil die vat na die 4de een wat ons sê, daar is 'n rede, hoekom Paulus 'n evangelie moes geopenbaar het, en hulle wat God glo, hoor mooi, hulle wat God glo, hulle wat glo dat hulle spesiaal deur God geroep is, hulle wat glo dat die evangelie van Jesus Christus was spesiaal daar, en hulle wat probeer om dan uit te beeld wat die doel van die evangelie is. Is daar iets in jou oog? Hulle wat dan probeer uitbeeld wat die doel van die evangelie is. In kort, Paulus sê, ek het gekom om 'n evangelie te openbaar, wat die beeld van God openbaar. Alright, so kom ons kyk of ons daarby kom. Kom ons kyk gou vir ons 'n bietjie. As ek na 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 14 toe gaan. 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 14. Is jy almal daar?
Paulus sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Alright? But the natural man receive not the things of the Spirit. The natural man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritual discerned. Kom ons stop net daar. Het jy agtergekom, as jy met iemand praat, wat deur die wet gedryf word, dat jy geen impak maak nie? Het jy dit agtergekom? As jy met iemand praat wat sy hele siening oor die wet gebaseer het, maak jy geen impak nie. Jy mors jou tyd as God jou nie die wysheid gee nie. En as God nie vir hom in sy gees iets wakker maak om te sê, dit is beter nie, daar's lê vir jou iets beters nie, mors jy jou tyd. Sy geloof is gebaseer op die wet, en jy kan maak net wat jy wil, jy gaan hom nie verander nie. Jy kan maak net wat jy wil, jy gaan hom nie verander nie, tensy God vir jou ietsie gee, 'n insig gee, ietsie wakker maak om vir hom te sê, sodat die gees van God 'n geleentheid het om by hom iets wakker te maak, wat hom laat soek na 'n dieper ding. Anderste mors jy jou tyd. Hy ken nie van beter nie, al wat hy ken is, ek moet vanaand my sonde bely, want ek is 'n arme sondaar, en as ek nie my sonde bely nie, dan gaan ek dit nie maak nie. En sy hele lewe is daar volgens ingerig. En gelukkig sê Moses, op sy geloof sal hy salig word. Maar jy mors jou tyd. Tensy die gees van God iets in hom wakker gemaak het om vir hom te sê, daar is iets beters. Maar vir hom is die evangelie van die gees van God dombigheid. Dit het vir hom geen waarde nie. Want die eerste vraag wat hy vir jou gaan vra is, sê jy ek kan maak wat ek wil? Dis die eerste vraag. En daarop steek hy vas. Sy godsdiens is gebaseer op, ek moet iets doen om God tevrede te stel. En as ek God nie vanaand tevrede gestel het deur belydenis van my sonde gedoen het nie, gaan God nie met my tevrede wees nie. En jy kan maak wat jy wil. Jy gaan hom nie beweeg nie. Jy kan net maak wat jy wil, want die wet van die gees van die lewe van God in Christus is vir hom die domste ding wat daar ooit kan wees. Dit het geen inslag in sy verstand nie. Hy verstaan dit nie. So as ek en jy moet hom redeneer oor sabbate en feeste en daai goed, dit het vir hom geen impak nie. Hy sê net hoe dom jy is, om dit nie raak te sien nie. Intussen tyd verstaan hy nie, dat die wet van die gees van die lewe van Christus het my vrygemaak van al die goede, maar hy kan dit nie insien nie. Sy hele lewe is op dit gebaseer. En net so ook iemand wat deur doop gedryf word. As hy glo 3 keer, kan jy maak wat jy wil. Hy sal uit die skrif uithaal dat hy 3 keer gedoop moet word. Die ou wat net 1 keer onderdompel, hy sal uit die skrif uithaal dat hy net 1 keer onderdompel moet word. En die een wat besprinkel word, gaan uit die skrif uithaal dat hy is deel van die verbond en jy gaan hom nie verander nie. As God hom nie verander nie, gaan niemand hom verander nie. En daarom is dit baie keer wat die Here Jesus vir die apostels gesê het, as iemand jou nie glo nie, skud die stof af. Want ons moet altyd onthou, in die evangelie van die Here Jesus is daar 2 weë. Die ene stof, wat jy afskud, en net soos in die dag, kan ek nou maar iets lelik sê, net soos in die dag van Adam en Eva, het die Here gesê, op jou maag sal jy seil en jy sal stof eet. En daar's mense wat van stof aan mekaar gesit is. Hy wil nie die gees van die Here hê nie. So, daar's 'n weg van dood, en hy gaan die aas van die duiwel weer, wat hom gaan vernietig, maar vir hom is dit sy hoogtepunt is,
Ek het my bekeer, ek het my laat doop en ek is met water gedoop en ek is gelukkig en is reg. En dis vir hom al. Hy weet nie en hy verstaan dit nie en hy wil ook nie weet dat die mag van die duiwel gebreek is nie. Hy wil met die duiwel in 'n worstelstryd gaan en los hom, laat hy met die duiwel in worstelstryd gaan. Daar's 'n skrif wat sê dat die wat vuil is vuiler word. As hy nie wil skoon word nie, kan jy aan hom niks doen nie. En maar daar's 'n skrif wat sê wat die wat rein is, laat hulle reiner word. En ek dink dis waar ons inpas. Alright, het ek genoeg daaroor gesê. Jy sal nooit 'n wettiese man oortuig nie. Jy sal nooit 'n doopman oortuig nie. Jy kan maak net wat jy wil. Jy sal hom nooit oortuig nie. Okay, so hulle sê, as jy vir iemand sê, God het jou geroep vir 'n beter lewe op aarde. God het jou geroep om die doel van God op die aarde uit te leef. God het jou geroep om die beeld van God uit te dra, en dan sê hulle vir jou, onmiddellik, dink jy is God. Onmiddellik. Dan vra hulle vir jou reguit, dink jy nou, jy is soos God? Dink jy kan die werk van die Here Jesus beter doen as wat hy dit gedoen het? Dis sy vraag. Maar die kruks van die saak is, hy het 'n werk gedoen, en het my in staat gestel, om soos hy te kan wees. En ek hoop dit is waar hierdie gemeente inpas. Ek hoop dit is waar ons inpas, en ek hoop dit is waar jy jouself kan sien, waar jy self inpas. Daar's partykeer in jou lewe, mense, en kondisies, en omstandighede, wat jy uit jou lewe uit moet kry. Daar's partykeer jou grootste vriend, wat in jou verhouding met God, jou grootste vyand is. Hoor wat ek sê vanmôre. Jou grootste vriend in godsdiens is partykeer jou grootste vyand. Want hy het ook kennis van die woord van God. Maar die woord van die lewe van God het vir hom nie waarde nie. Daarom bring hy jou terug na 'n dooie godsdiens. En hy probeer jou terugbring na waar hy is. En die standaard is nie jou beste vriend nie. Die standaard is jou broer, Jesus Christus. Dis die standaard. En soos ek vir jou sê, baie godsdiensmense bring 'n groot struikelblok in kinders van God se lewe. Veral as die kind van God agtergekom het, dat daar is vir my iets beters, en jy wil dit met iemand praat wat onvolwasse is, het jy 'n probleem. Dan het jy 'n probleem in die lewe, want hy sien nie wat God vir jou probeer wys nie. So al wat hy vir jou bring, hy bring jou terug, en hy bring jou terug na waar hy dink die beste insig is. Maar die beste insig is die kennis aangaande Christus Jesus. Die kennis wat God ons gegee het aangaande die beeld van God. Die kennis wat hy ons gegee het aangaande die evangelie. En dit is waarvoor Paulus spesiaal in die lewe ingeroep is. As jy na enige apostel se lewe toe gaan, voor Paulus, enige apostel se lewe, dan sien jy, al die apostels wil die kerk van die Here Jesus terugbring na die wet toe. Almal van hulle. Behalwe die ou, hoor vanmôre, behalwe die apostel met wie Paulus 'n geveg aangehad het. Onthou julle, met Petrus, het hy vir Petrus gesê, Petrus, as jy, wat 'n Jood is, soos 'n heiden lewe, hoekom wil jy die heidene dwing om soos Jode te lewe? En jy kan die verskil in Petrus se geskrifte agterkom, tussen 1 Petrus en 2 Petrus. Jy kan dit duidelik agterkom. 2 Petrus maak hy baie duidelik die stelling aan hulle, wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het. Kan jy sien, hy maak 'n duidelike skeiding. Maar in die eerste evangelie sê hy net, of in die eerste sendbrief sê hy, ek skrywe net aan die verlore stamme van die huis van Israel, wat verstrooi is oor die hele wêreld. Maar in die tweede ene, het Paulus hom 'n bietjie beet gehad. En jy weet die rede daarvoor is, die Here Jesus het vir Paulus reguit gesê, Paulus, jy moet asseblief
die evangelie gaan bekend maak aan die ander apostels. Hoor jy wat ek sê? Paulus, jy moet asseblief hierdie evangelie aan die ander apostels in Jerusalem gaan bekend maak. Want hierdie apostels bring 'n evangelie wat ek nie vir hulle gesê het nie. Ek het 40 dae met hulle gespandeer, Paulus, en ek het met hulle gepraat oor die koninkryk, en hulle wil wet en hemel verkondig. So gaan asseblief, maar dan vat jy 'n onbesnedene met jou saam. Hoor vanmôre wat ek sê, dan vat jy 'n onbesnedene met jou saam, en dan gaan verkondig jy en die onbesnedene hoe ek deur julle lewe werk, sodat hulle kan wakker word. Dat hulle kan sien, hulle is nie uitverkore nie. Die uitverkorenes is hulle wat glo wat God deur Christus Jesus gedoen het. So daar's 'n groot verskil tussen die twee. En Paulus sê hy het 'n probleem gehad. Ekskuus, ek gee nou so 'n bietjie geskiedenis. Paulus sê hy het 'n probleem gehad toe in die vergadering kom, toe bring hulle slim wettiese mense in. Hy sê hulle slinks ingelat sypel, sodat hulle vryheid in Christus kon ondermyn. Maar Paulus sê ek het vir hulle geen oomblik toegegee nie. Maak nie saak hoe slim en hoe geleerd hulle was nie, hulle kon my nie oorreed om die evangelie wat God my gegee het, terug te kan verander na die evangelie wat hulle het nie. En dit is so belangrik dat ons dan kan navolg en sê, maar wat is die evangelie wat Paulus dan verkondig het? So kom ons kyk of ons dit 'n bietjie kan optel. Want Paulus is baie duidelik as hy sê, dit gaan oor die evangelie wat ek het, gaan oor 'n volle grootte. Alright, dit gaan oor 'n volle grootte Christus. Dit is die evangelie wat hy het. En luister, as jy die evangelie van die volle grootte Christus navolg, bring ek jou gedagtes terug. Daar's 'n pad wat dood het en daar's 'n pad wat lewe het. In al die ander paaie wat nie die volle grootte van Christus verkondig nie, is daar 'n doodsheid in die geestesrealm. Hoor jy wat ek sê? Daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Want hoekom? Christus is nie lewendig in daai weë nie. Hulle verkondig 'n dooie godsdiens. Maar dan is daar 'n weg wat na 'n volle grootte Christus toe lei. En dit is die woord van die lewe van God wat in Christus is. Alright? So daar's 'n baie duidelike verskil en Paulus sê, kom ek probeer dit vir julle uitwys of kom ek wys dit vir julle. Die Here Jesus maak 'n stelling toe hy op aarde was. Die Here Jesus, ek wil nou sê, Jesus Christus, maak 'n stelling, en hy sê, alles wat ek van die Vader hoor, dit sê ek, en alles wat ek van die Vader sien, dit doen ek. Alright? Alles wat ek van die Vader hoor, en alles wat ek van die Vader sien, dit doen ek. En as Christus daardie stelling gemaak het, as die voorloper, of as die eerste, of as die eerstgeborene, dan moet daar vir ons iets in dit vasgelê. Want alles dan wat die woord dan sê, moet ek en jy dan ook deel van ons lewe kan maak. En dan moet ek ook sê, soos wat die Vader sê, so sê ek. En soos wat ek die Vader sien doen, so doen ek. En alles wat ek van die Vader hoor, dit doen ek. En die enigste wat dit kan vir jou lewendig maak, is die gees van die lewe. Die gees van die lewe. Anderste, alles wat jy dan gaan sien, en alles wat jy dan gaan hoor, vanuit die evangelie van dood, dit is wat jy gaan doen. Dit is wat jy gaan hoor. Dit is wat jy gaan sien, dit is wat jy gaan verstaan, en dit is wat jy gaan doen. Maar as jy die evangelie van die lewe en die woord van die lewe, dan sê hy, wat ek die Vader hoor sê, dit sê ek. En wat ek die Vader sien doen, dit doen ek so. So dat die woord van God
is 'n lewe wat geopenbaar word. Kan ek dit weer sê? Die woord van God is 'n lewe wat geopenbaar word, waarvoor Christus die prys betaal het. En ek en jy is veronderstel om daai geopenbaarde lewe te lewe. Dis moeilik, of dis hard, maar dis waar. En as jy begin ontdek dat jou verhouding met God, jou verhouding met die opgestaande Here Jesus, maak die woord vir jou lewendig en gee jou 'n ander insig, dan begin dit naderhand vir jou lekker raak. Ek kan nie 'n ander woord vir dit kry nie. Dit begin naderhand van so aard word dat jy sê, as daar 'n geleentheid is, dan gryp jy gou die woord en sê, Here, kan ek nie net gou? En dan kom daar, weet jy wat so interessant is van die woord van die lewe? Daar kom iets in jou kop op, in jou gees op. En dan vat jy die woord en dan sê, daar bevestig God dit. Nou het ek gehoor, ek het dit gesien, nou het ek dit verstaan, en nou kan ek dit doen. En dis die verhouding wat jy het met die lewende God. Maar die verhouding wat hulle het met 'n dooie godsdienst, die gees is nie daar nie. Want hulle is vasgevang in iets wat dood is. Maar sodra jy met die lewende God, of met die gees van die lewe van God in Christus Jesus, 'n verhouding het, dan maak die gees vir jou dinge in jou, jy's partykeer met iets anders te besig, en dan kom daar iets in jou kop op, dan maak jy net gou 'n nota. Maar jy's gou besig om iemand te help, maar jy maak net gou 'n nota. En dan net hoe kry jy die Bybel in, en weet jy wat so interessant is? Die Gees sê onmiddellik vir jou, wil jy nie net in Romeine kyk nie. Moenie my so verbaas, die Gees sê, wil jy nie net gou in Romeine kyk nie. En dan maak jy die boek van Romeine oop en sê, my Vader, hier staan dit. Nou het ek dit gesien, nou kan ek dit hoor, en nou kan ek dit doen, nou kan ek dit deel van my lewe maak. En dis die verskil. Dis die verskil. As jy net elke dag hoor, jy mag nie lieg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie doodslaan nie. As jy die Bybel oopmaak, dan maak jy nou Eksodus 20 oop. Dit is net so, want dit is 'n gees van dood. Maar die gees van lewe bring vir jou na die lewende woord. Ek het nou so 'n bietjie afgedwaal. Hy sê, ek sien wat my Vader doen, en daarom doen ek dit. Ok, Paulus sê, ek het eksklusief 'n boodskap. Ek het eksklusief 'n evangelie. En die evangelie wat ek verkondig, het God my spesiaal voorgeroep, eksklusief. Dis vir hulle wat wil verander word na die beeld van hulle Skepper. En daarom kan ek vir hulle 'n boodskap bring. Kom ons blaai na die boek van Romeine toe. Romeine hoofstuk 16, die laaste hoofstuk van Romeine. Romeine hoofstuk 16. En ek gaan vir die vers 25 en vers 26 lees. En nou kan jy net jou gedagtes laat gaan oor dit wat ek die heel môre voor sê. Alright? Hy sê in vers 25, aan hom dan wat magtig is om te doen, aan hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens Now to him that is of power to establish you according to my gospel. Aan hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat van eeue lank verswyg was, maar nou geopenbaar is en deur die profetiese skrifte bekend gemaak is onder al die heidene. Volgens die bevel van die ewige God tot gehoorsaamheid van die geloof. Right. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Kan jy sien? Paulus sê, spesiaal, 'n eksklusiewe evangelie wat ek verkondig according
to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began, but now is made manifest by the scriptures of the prophets according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for obedience to the faith. Wat moet ek nou nog meer sê? My evangelie wat ek verkondig, waarvoor God my spesiaal afgesonder het, waarvoor God my spesiaal geroep het aangaande die kruis van die Here Jesus, wat die skrifte bevestig, die profeseë bevestig, ooreenkomstig die opdrag van en daarom die opdrag van God, vir my evangelie is, ek moet 'n evangelie verkondig van die volle grootte Christus. Daar is nie 'n ander evangelie wat ek mag verkondig nie. En daarvoor het hy my spesiaal geroep, om vir jou 'n eksklusiewe evangelie te gee, sodat jy kan insig hê van waaroor dit eintlik gaan. En daarom kan Paulus die stelling maak, ek laat niemand beïnvloed nie. Ek laat niemand die evangelie beïnvloed nie, want hierdie evangelie is na die krag van God, wat Christus uit die dood het opgewek het. Hierdie is na die krag van 'n vernietigbare lewe. Jy het nou gemis wat ek nou sê. Hierdie is na die krag van 'n vernietigbare lewe, maar die een wat ek verkondig is na die krag van God, wat Christus uit die dood het opgewek het. En dis die evangelie wat ek verkondig. Is dit nie skokkend, maar is fantasties. Dis 'n skok, maar is fantasties. Daar was nooit lewe daar nie. Maar die evangelie wat ek verkondig, is die evangelie na die lewe van Jesus Christus. Ja. Amen. En dit waarvoor ek jou roep dan, is om die volle grootte Christus, sodat ek en jy dan kan voortsit, waarvoor hy die voorbeeld was. Kan voortsit, waarvoor hy die voorbeeld. Anderste was daar nie nut, dat hy 'n eniggeborene kon wees nie. Anderste was daar nie nut, dat hy 'n eersgeborene kon wees nie. Anderste was daar nie nut, dat hy baie broeders na die heerlikheid wil bring nie. Vir wat dan? Enigste rede om voort te sit, waarvoor hy die prys betaal het. Amen. Kom ons blaai bietjie daarna. Ek het vir jou Romeine 1. Hy het gesê hy was afgesonder deur God vir die evangelie wat hy tevore beleef het, of verkondig het, afgesonder vir die evangelie van sy seun. Alright? Hy is afgesonder vir die evangelie van sy seun. Alright? So, dit gaan alles oor die evangelie. Dit gaan alles oor die evangelie van die seun. Ekskuus dat ek nou baie skryf. Dit gaan afgesonder oor die seun en dit gaan oor die seun. Dis die evangelie oor seun, oor seunskap, oor kindskap. Dit gaan oor die evangelie. Hy het gekom om te verkondig wat die seun was, die eersgeborene was, en dan verkondig hy om te sê wat die seun moet wees. Alright? Die wat na hom sal kom. Die evangelie van die seun. Dis waarvoor Paulus gekom het. Hy is afgesonder, spesiaal vir dit, om te openbaar wat die seun was, en wat die seun dan moet wees. Nou mis julle my. Hy het gekom om te openbaar wat die seun was, en hy het gekom om te openbaar wat die seun moet wees. Die eersgeborene, of die eniggeborene, eniggeborene, en dan almal wat geskep is, of na sy beeld, en na sy heerlikheid. So hy die evangelie van die seun van God kom bekend maak. Hy het ook kom bekend maak wat die seun van God moet wees. En ons sien dit in Efesiërs. Kom ons begin in Efesiërs hoofstuk 4. Daarvan vers 13, Efesiërs hoofstuk 4, dan kan jy sien wat is Paulus se hoofdoel. Efesiërs hoofstuk 4 vers 13. Is julle daar? Kom ons gee net kans dat almal daar kom.
Hy sê, totdat ons almal kom, tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Till we all come, net 4 vers 13, Efesiërs 4:13. Till we all come in the unity of the faith, and the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the stature of the measure of the stature of the fullness of Christ. Kan jy sien, hy wil hê hierdie seun moet weet wat daai seun is. Hy wil hê hierdie seun moet wees wat daai seun is. Die seun moet die volle gestalte van die volle grootte van Christus wees, en daarom is dit 'n evangelie van kindskap. Hy sê nou seun, maar ons weet dit gaan oor kind. So hy, die kennis van die Seun van God, tot 'n volmaakte man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Right, het jy gesien hy sê Christus? Het jy gesien hy sê Christus? Met ander woorde, hy koppel hierdie seun direk aan daai seun. En hy sê, dat soos die eerste seun die gesalte van God sal wees, so bring ek vir jou 'n evangelie, dat die volgende geborene, of die volgende geslag dan, ook die gesalfde seun van God sal wees. Right? So met ander woorde, of dit wil sê dat hierdie seun, wat dan die Christus van God is, wat Jesus is, het gekom om te maak dat hierdie seun ook die Christus van God sal wees. Baie plain, baie eenvoudig en baie stupid. Sê dit vir 'n wetou? Sê dit vir iemand wat in die wet is? Dan het jy 'n probleem. Want onmiddellik sê hy vir jou, sê jy nou hierdie seun is Jesus? Nee, hierdie seun is jy. Daai een is Jesus. Maar hy het gekom om hierdie seun soos hy te kry. En dis die verskil. En onmiddellik as jy met iemand oor godsdienst praat, dan sê hy vir jou, okay, so jy's nou God, laat die son ondergaan. En dis die probleem. Dit is wat, hierdie weg wat na die dood, kan dit nooit insien nie. Want dit hou hom terug by die begin van die evangelie, aangaande Christus, en hy kan dit nooit sien. Sal dit ook nooit sien nie. As jy in dieselfde hoofstuk gaan, en jy kyk na vers 24, and that you put on the new man, which after God is created in righteousness and holiness. Sien jy dit daar? So hierdie man, wat die volle gestalte van Christus geword het, of veronderstel is om te wees, is 'n nuwe mens, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en in ware heiligheid. Ekskuus? En dat julle die nuwe mens, en julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en in heiligheid. Alright? So hierdie seun, daai seun, as hy in ware geregtigheid en in ware heiligheid is, en hy die beeld van God, wat verhoed hom om die volle Christus gestalte te hê? Ek vra dit weer, as hierdie seun die volle gestalte van daai seun gekry het, en hy lewe in ware geregtigheid en heiligheid, wat verhoed hom om die volle Christus te wees, behalwe die oortuiging van sy eie gemoed? Daarom sê hy, en julle met die nuwe mens moet beklee,
wat na God geskape is in ware geregtigheid en in heiligheid. So nou vra ek vir jou, as Paulus sê, my doel, die evangelie wat ek het, is om die volle grootte Christus te openbaar. En hy sê, die volle op die Christus is in ware geregtigheid en ware heiligheid die oomblik as hy dit besef. Wat, waar, hoe pas jy in die evangelie? Daarom het Paulus dit baie duidelik in die begin gemaak. Julle moet verander word in die gees van julle gemoed. Nie in jou verstand nie, in die gees van jou gemoed moet jy verander word. Jy moet kan insien dat die evangelie is 'n evangelie wat God my geroep het spesifiek om jou te bring by die volle grootte Christus. Spesifiek by die volle grootte Christus. Wat dan as 'n nuwe mens kan wandel op hierdie aarde as die Christus van God. Ek wil dit weer sê, as 'n nuwe mens wat op hierdie aarde kan wandel as die Christus van God, wat in staat dan kan wees om te hoor wat die Vader sê, in staat dan kan wees om te hoor of te kan sien wat die Vader sê. En as jy dit nie kan raak sien nie, het jy 'n probleem met jou verhouding met God. Johannes se opdrag was spesifiek. Toe hy die Here Jesus sien, toe sê hy, daar's die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegvat. Daar's die gesalfde van God, wat die sonde van die wêreld wegvat. Paulus sê, as jy dit verstaan, hoor vanmôre, as jy dit verstaan, dan wys ek vir jou waar's God se gesalfde. As jy dit verstaan, dan wys ek vir jou waar's God se gesalfde. Dink 'n bietjie daaroor. Johannes sê, daar's die gesalfde van God, wat die sonde van die wêreld sal wegvat. Ek en jy vat nie sonde weg nie, maar Paulus sê, as jy dit kan insien, dit kan begryp, dit kan verstaan, dan kan ek vanmôre vir jou sê, daar's God se gesalfde. Daar's God se gesalfde. En weet jy, wat ondervind ek in die lewe? Ek ondervind in die lewe dat sê, daar's iemand, ek wil nie sê anders skryf, daar's iemand wat werklik die wet uitlewe. Dis wat ek sien. Ek sien, baie mense sê, daai man is nou iemand wat werklik die wet uitlewe. Hy doen werklik wat die woord van God sê. Is dit so? Ek weet nie. Maar ek kan vir jou sê, daardie persoon, 99% is dit mense wat gebaseer is op gawes van die Gees. Ek sê dit maar sommer net so. Daarom kan Paulus hierdie stelling maak in Romeine hoofstuk 10 vers 8. Kom ons gaan terug na Romeine. Romeine hoofstuk 10 vers 8. Hy sê as jy daai ding kan insien, as jy hierdie ding kan insien, dan kan ek vanmôre, die Vader kan vanmôre sê, daar's die gesalfde van God. As jy dit kan insien, as jy dit kan aanvaar, as jy dit kan glo, as jy dit jou eie wil maak, kan hy vanmôre van jou dit sê. Hy sê, maar wat sê dit? Romeine hoofstuk 10. Moenie Christus op 'n ander plek gaan soek nie, maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart is die woord van die geloof wat ons verkondig. Waar's dit? In jou mond en in jou hart, maar wanneer? In jou mond en in jou hart, maar wanneer? Wanneer jy die volle grootte van Christus aanvaar het. Dan kan jy sê, wat die Vader sê, sê ek. Wat ek die Vader sien doen, doen ek. Want dit is binne my. Hoor jy wat ek sê? Dit is binne my. Dit lê vasgesetel in my.
En wat ek dan kan ek sê wat die Vader sê. En wat ek dan kan ek doen wat die Vader doen. Maar die probleem is, Paulus sê, julle het in julle binneste te nou. Julle is in julle binneste te nou. Julle sit vir julleself 'n briek op. Daar's nie 'n ander woord nie. Julle sit vir julleself 'n briek op. Julle hoor dit. Julle sien dit. Julle hoor dit en julle sien dit en julle glo dit nie. Daarom kan jy nie doen wat die Vader doen. Jy kan nie sê wat die Vader sê nie. Is ek duidelik vanmôre? Ek weet ek praat so bietjie in vraagtekens, maar ek sê, as dit in my hart is en ek het glo, dan kan ek mos sê die Vader sê, want ek sien dit. Ek kan sê wat die Vader sê, ek hoor dit in my gees, so ek sien dit en ek hoor dit, so ek kan dit wees. Ek sien dit en ek hoor dit, so ek kan dit wees. Paulus maak 'n verskriklike stelling. Ek wil nie nou vat na die negatiewe van Paulus se roeping, of die negatiewe van sy, as jy na die boek van Korintiërs toe gaan, luister nou baie mooi aan. In die boek van Korintiërs, hoofstuk 1, en ek gaan vir die vers 1, jy gaan die tyd mee raak. 1 Korintiërs, hoofstuk 1, vers 4 en tot en met vers 7. Luister nou baie mooi wat Paulus sê. Luister baie mooi wat hy sê. Hy sê, ek dank God altyd. Ek dank God altyd oor die genade van God wat julle in Christus Jesus gegee is. Kan jy sien, Paulus begin en hy sê, hy is opgewonde. Ek dank God altyd, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord en kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genade agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring, van die Here Jesus Christus. Kom ons lees dit gou. I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ. That in everything, hoor jy wat Paulus sê, dat in alles, in everything you are enriched by him, in all utterance and in all knowledge. Right? Even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that you come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Die oorspronklike taal sê, not for the coming, for the revelation of Jesus Christ. Dis twee verskillende goede. Die openbaring van Jesus Christus, luister, die openbaring van Jesus Christus, die volle grootte van Christus in sy seun. Wat geopenbaar is, wat Jesus was, wat geopenbaar moet word in jou lewe. Julle kom aan niks kort nie. Hoor jy wat hy sê? Julle kom aan niks kort nie. Ek dank God deur die genade van wat aan julle gegee is, dat julle in elke gawe perfek staan, terwyl julle wag op die openbaring van Jesus Christus. Terwyl julle openbaar om te weet wat Jesus was en wat jy is. Hulle is 'n perfekte gemeente volgens hierdie Bybel. Volgens elke kerk, volgens elke Pinksterkerk is hierdie die perfekte gemeente. Wat sê hoofstuk 3 vers 1? Lees jy dit aan die Katrien? Hy sê, en ek broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met die vleeslike, soos met klein kinders in Christus. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as to carnal, even as unto babes in Christ. Julle is 'n perfekte gemeente. Al die gawes wat elke pastoor in elke gemeente begeer, dat sy gemeente in die gawes sal vloei, sê Paulus,
Ek kon met julle nie oor die volwassenheid van Christus praat nie. Wat 'n skok. Ek kon nie met julle praat oor die volwassenheid van Christus nie. Luister, ek het julle met melk gevoed. Said, for I feed you with milk and not with meat. Hy sê, en tot huidiglik is julle nog nie in staat om vleis te eet nie. Wat 'n skok. Wat 'n skok. Julle is die perfekte gemeente. Julle spring weg as die perfekte gemeente. Maar ek het julle slegs in die fondasie gelê en ek het julle slegs met melk gevoed. Ek kon julle nie vaste spys gee nie. En as gevolg van dit het julle die verkeerde pad gevat. Wat 'n skok. Ek staan elke dag in die kerk. Ek sing en spring en ek klap en ek spreek in tale en die Here sê vir my, wel, dis nie eintlik genoeg nie. Ek bid en ek lê vir mense hande op en die siekes raak en die Here sê dis nie eintlik genoeg nie. Dis nie waar jy pas nie. Dis nie waar jy pas nie. Wat 'n skok. Maar Here, wat dan? Wat dan, Here? As dit nou die einddoel en die piek van die evangelie is en jy sê dis nie goed genoeg nie, wat dan? Nee, jy's my seun. Jy's my seun. En in my seun woon die volheid van die Godheid. En die dag as jy gekom het by die openbaring van Jesus Christus, van wat hy is en wat hy ooit sal wees, die dag as jy daar kom, dan kan jy die volle gestalte van Christus kry, en dan kan jy wees wat ek jou bepaal het om te wees. En dis waar jy pas. Dis waar jy pas. My vrou bly vir my sê, en dit is so, moenie bly by die begin van die evangelie aangaande Christus nie. Gaan voort na die volmaaktheid toe. Ons kan nie daar bly nie. En hy sê spesifiek, nie by die koms van die Here Jesus nie, maar by die openbaring van die Here. Wanneer God Christus in jou lewe openbaar deur die evangelie wat aan jou gegee is. Wanneer die Gees van God Jesus Christus lewendig in jou openbaar, dis waaroor die evangelie gaan. Dit gaan oor, hoe sou God in die vlees gewees het? Nou kyk julle my almal snaaks en jy almal kyk nou so in jou eie, jy kyk nou in jou eie gewete in jou eie gewete kla jy nou verskriklik aan. En daarom sê Paulus, ek beoefen my om 'n rein gewete voor God te hê. Ek laat nie my gewete my aankla nie. Ek hoor wat die woord sê, ek sien wat die woord sê, en daarom sê ek wat die woord sê, en daarom doen ek wat die woord sê. En die woord het my chokers klaar, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewandel. Nou as daardie woord, ek sny 'n klomp van my preek het, as daardie woord vlees geword het, dan sê die Gees van God, dan sê die engele van God, dan sê die Vader, dan sê die Seun, daar's my gesalfde. Luister na hom. Hoor jy wat ek sê? Daar's my gesalfde, luister na hom. Ek het nog 2 minute. God geopenbaar in die vlees. Verkondig aan die wêreld. Gesien in die wêreld. Maar hy sit opgevaar en hy sit waar die Seun sit. Dit is die evangelie wat Paulus gebring het. Paulus het gesê, ek bring jou 'n evangelie wat jou kan herskep na die een wat jou geskep het. Adam het jou nie geskep nie.
Jy's in die lewe gebring deur die vader en moeder om geherskep te word na die beeld van hom wat jou geskep het. En daarom kan hy vir jou vanmôre vra, maar waar pas jy? Hy sê vanmôre vir jou, luister, ek sê vir jou, jy pas hier, nie op 'n ander plek nie. En daarom kan ek jou as my kind gebruik. Kom ons ek wil nog 2 versies gebruik. Ek gaan jou na Kolossense hoofstuk 1 toe vat. Kolossense, as jy nog nooit lief geraak het vir Kolossense nie, in die naam van die Skepper God, raak lief vir die boek Kolossense. Kolossense hoofstuk 1, vers 24. En ek gaan vir jou 'n lang stuk lees, tot en met vers 28. Luister nou asseblief baie mooi. Kolossense hoofstuk 1, vers 24. Alright, is julle almal daar? Paulus sê, nou verbly ek my. Ek gaan dit in Engels lees, jy lees in Afrikaans, alright? Hy sê, nou verbly ek my in my lyding vir julle. And fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church. Met ander woorde, Paulus sê, ek het my hele lewe op die spel gesit om hierdie evangelie bekend te maak. Whereof I am made a minister, according to the dispensation of God, which is given me for you to fulfill the word of God. Om die woord van God te vervul. Met ander woorde, dit wat nie geopenbaar is nie, om dit te openbaar. Dit wat Jesus Christus geopenbaar moet word, gaan ek vir jou nou openbaar. Alright? Even the mystery, die verborgenheid, which was been hidden from ages and from generations. Die verborgenheid wat vir eeue weggesteek was, nou geopenbaar is. Alright, nou geopenbaar is. Hoor jy wat die woord sê? Dit was weggesteek, maar dit is nou geopenbaar. Here, wat? Kom ons lees. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Wat God wil bekend maak, wat is die grootheid en die rykdom van hierdie evangelie, hierdie verborgenheid, sodat jy kan ontdek waar Christus is. Christus in jou. Die gesalfde en die salwing van God en die roeping van God en die gemeenskap met God in jou. In jou. Whom we preach and warning every man and teaching every man in all wisdom that we may present every man perfect in Christ Jesus. Die einddoel, of die klimaks, sodat ek hierdie seun perfek in hierdie seun kan kry, sodat hierdie seun perfek in hierdie seun kan lewe, en deur hom kan lewe. Dis my evangelie, sê Paulus. Dis my evangelie. En dit is wat ek probeer. Ek het my hele lewe op die spel gegooi, om hierdie evangelie bekend te maak. Maak nie saak wie my teëgestaan het nie. Ek het alles as drek beskou om Christus as wins te verkry. En toe ek Christus as wins verkry het en God met die openbaring gee, toe probeer ek om hierdie seun in daai seun te kry, sodat hierdie seun in daai seun kan wees, sodat die volle grootte van Christus in sy lewe kan wees en daardie seun se lewe saam met Christus verborge in God kan wees, sodat hulle 'n eenheid kan wees. Vra ek jou vanmôre, waar pas jy in? Waar pas jy in? En weet jy, ek kan vir jou net sê wat die woord sê. Maar ek kan nie namens jou die besluit neem nie. Ek kan nie namens jou glo nie. Slegs jy kan dit glo. Maar dit kan ek vir jou een ding sê. As jy dit glo, en as jy dit deel maak van jou lewe, dan kan hierdie seun se lewe gedupliseer word in daai seun se lewe. En hierdie seun, as sy lewe in hom gedupliseer is, kan uit van hierdie seun se lewe uitkom wat hierdie seun is.
As dit nie die waarheid is nie, het hierdie seun by hierdie seun nie kom woning maak nie. En as hierdie seun by hierdie seun nie kom woning maak het nie, dan volg jy 'n halwe evangelie. Dan volg jy die begin van die evangelie. Dan volg jy wat nie deur die Gees van God gelei word nie, om 'n doelwit te bereik, wat nie uit God is nie. Amen, amen en amen. Baie dankie dat jy geluister het, baie dankie dat jy gehoor het, maar die belangrikste is baie dankie dat jy ingeneem het. Alright? En jy moet besluit, daar's baie ander godsdienste. Ek het maar vir jou die 4